Teen die tyd dat Jesus gekom het, was Israel nog steeds vasgevang in hierdie selfgeregtigheid van hulle, wat ons ewen vandag nog sien. Lyk my die gees het hulle nog nooit verlaat nie. En hulle was nog steeds vasgevang in hierdie selfgeregtigheid en in tempelgodsdiens. Christus het hulle in liefde gewaarsku. En nou kan jy gaan, nou is ons in die Nuwe Testament. Nou vra ek jou in die naam van die Here Jesus, gaan lees jou Nuwe Testament met 'n oop gemoed. Moenie net dit wat jy hoor, of dit wat ek vandag vir jou hierso sê, afmaak as, dis nonsens nie. Gaan lees jou skrif. Gaan lees jou geskiedenis, want ek gaan nou ook vandag vir jou bronne gee. Dit gaan hier opkom, hierso, op die video gaan dit opkom. Ek gaan vir jou bronne gee, ek gaan vir jou skrifte gee, wat jy kan gaan navors. Ek maak dit vir jou maklik. Teen die tyd wat Jesus gebore is en wat Jesus aangekom het, was hulle nog steeds in hulle godsdienstige mentaliteit en daai goed is vasgevang. En Jesus, toe hy nou eventually in die bediening ingaan, het hy hulle gewaarsku. Omdat hulle nooit werklik dit wat God se hart was, kom neerlê het vir die volk en vir die res van die mense nie. Kyk wat sê Jesus vir hulle daar in Matteus 23 vers 28. Hy sê, julle huis, hy praat met die fariseërs, die kopseers, die toonseers, die keelseers, hy praat met hulle. Hy sê, julle huis gaan vir julle verwoes gelaat word. Matteus 23 vers 36 sê Jesus daar 'n baie mooi ding. Hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, kyk baie mooi. Want wanneer dit kom by eindtye en ons praat van die einde van die tyd en ons het in die kerk ook, hierdie ding oor eindtye. Ek het 'n boekie geskryf oor die eindtyd, wat sê die skrif werklik? Kry hom gerus. Maar wanneer ons praat oor eindtye, dan lees ons sekere goed mis. En ons moet dit eintlik raak lees. Nou kom ons kyk wat sê Matteus 23 vers 36. Jesus sê, voorwaar, ek sê vir julle, met wie praat Jesus? Daar's sekere vrae wat ons moet vra wanneer ons die skrif lees. Voorwaar, ek sê vir julle. Hy praat met die mense wat rondom hom staan, hy praat met die disippels, hy praat met hulle. Hy sê, ek sê vir julle, kyk baie mooi, al hierdie dinge wat ek vir julle sê, sal oor hierdie geslag kom.